Hier in Handelinge 15 rig Petrus hom daar in Jerusalem tot die apostels, die ouderlinge en die gemeente. Hy getuig van sy ervaring met die heidene. In vers 7 het ons gelees hoe hy vertel dat hulle deur sy prediking die boodskap van die evangelie gehoor en tot geloof gekom het. En dan sê hy in vers 18 verder, en God, die kenner van ons harte, het dit bevestig deurdat hy die Heilige Gees aan hulle, net soos aan ons, geskenk het. Hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle nie, want hy het hulle harte deur die geloof gereinig. En dan vra hy, waarom wil julle God dan nou toets, deur 'n juk wat nie ons of ons voorvaders kon dra nie, op die disippels se nekke te plaas? Maar ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense, deur die genade van die Here Jesus verlos word. Daarna het Paulus en Barnabas ook getuig van die Here se werk deur hulle onder die heidene. Toe daar in vers 18 het Jakobus voorgestel, dat hulle na aanleiding van hierdie apostels se getuienisse dit nie onnodig moeilik moet maak vir mense uit ander nasies wat hulle tot God bekeer nie. Die apostels en ouderlinge, as ook die hele geloofsgemeenskap, het toe saamgestem en die volledige besluit is per brief gestuur saam met Judas Barsabbas en Silas om dit ook mondeling aan die Antiochië gemeente oor te dra. So klink die brief in die Nuwe Testament, vers 28 en 29. Die Heilige Gees en ons het saamgestem om geen verdere las op julle skouers te plaas nie, behalwe die volgende noodsaaklike dinge. Moenie vleis eet wat voor die tyd aan 'n afgod gewy is nie, moenie bloed drink nie, moenie vleis eet van diere wat doodgewurg is nie, moenie seksueel immoreel leef nie. As julle wegbly van hierdie dinge af, dan doen julle reg. Eerstens word die dwaalleer vanuit die voormalige Joodse gelowiges skerp afgewys. Geen verdere las word op nuwe bekeerlinge gelê nie. Dit verwys na hulle aandrang dat nuwe Christene die ou Joodse wette, soos onder andere die besnydenis en al die sogenaamde Moseswette, moes nakom om gered te kon word. En tweedens word die bekeerlinge vanuit die heidendom ook gewaarsku om ver weg te bly van enige praktyke wat kennend was van hulle ou afgodsdiens. Ons het dit gehoor daar in vers 29. Ek kom net al hoe meer onder die indruk van hierdie apostels se duidelike verstaan van Jesus se afgehandelde verlossingswerk. God tref geen onderskeid tussen die sogenaamde Jode en heidene nie, want in Petrus se woorde, hy reinig hulle harte deur die geloof, en daar is dus geen verdere juk wat op Christene se skouers gelaai word nie, aangesien ons almal deur die genade van die Here Jesus verlos word. En daarom moet ons ver weg bly van wettisisme, as ook enige iets wat te doen het met afgodediens, en ons moet ons liggame, die tempel van die Heilige Gees, rein hou. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons deur genade red en ons heeltemal vry maak, dat U ons ook genooi het om U juk op ons te neem, U las wat lig is en U juk wat sag is. Help ons om U leer en lewe in die evangelies veral baie goed te bestudeer en in liefde by die waarheid te bly. Dankie o Heilige Gees dat U ons hiermee help. Ons prys U naam. Amen.